Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my vrou se sepies program soos professor Burger dit altyd uitspreek. Groei saam. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En hoe geseënd is ons nie om weer 'n tydjie te kan afvat om net om Vader se woord te kan kuier en te kan hoor wat hy vir ons wil sê. Ons probeer help met ons probleme. En ja, vir ons net 'n bietjie beter lig gee op van die issues wat daar is. Maar vriende, ja, ek wil julle weer graag vra man, as julle enigstens iets het, wat julle ook mee sukkel of 'n bietjie meer lig wil op laat skyn of iets, wil julle ons nie asseblief laat weet, deur die ateljee te bel of vir ons te bel en dan vir ons dalk 'n riglyn gee of 'n onderwerp gee hoe ons julle kan bystaan of hoe ons julle kan help met 'n krisis of 'n onderwerp of iets in daai lyn. Hallo julle. En ek is Heldien soos julle weet. Hallo Eldien. Die een met die baie vra. Ek hoop jy gee om, Chris. Nee, Eldientjie. Dis jammer dat ek altyd so baie vra het vir jou. Maar geen probleem, maar ons sal die nommer los weer aan die einde van die program. Okay, so my nommer is 082 92 49 458. My nommer gaan julle maar moet wag voor. Sal hom aan die einde van die program. Dit is wag vir jou nommer. Gee dit nou. Nee, julle moet eers luister. En as hulle nie van die program hou nie, dan gaan hulle nie luister Dan nie. moet julle ateljee bel of hoor wat se nommer. O, okay. Alright, maar vriende, voordat ons begin, kom ons begin op die regte manier. Sluit net die oë asseblief. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Here. Baie dankie weer vir hierdie geleentheid wat ons het om op hierdie liggolwe van met u oor u te kan gesels en oor dit te kan bereik. Vader, ek wil nie net oor bereik nie, maar ons wil ook graag die harte bereik. Here, harte vir u wen, siele vir u wen. Maar Vader, dit is alles u werk. Ons is net die werkers. Maar dankie Here dat u ons waardig ag om vir u te kan werk. Here, ek wil die vra seën ook so elke luisteraar wat ingeskakel is. Ja Here, en laat die woord op vrugbare grond val. En o Vader, ons loof en ons prys en ons dankie in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Mashiach. En ons dankie daarvoor, my God. Amen. Amen. Ons sy vriende, so ek weet nie wat so 'n onderwerp waarmee Eldien alweer sukkel nie. Maar ja, ek is seker ek gaan binnekort uitvind. Ja, nee, ek dink ons gaan. Kom ons kyk. Okay vriende, kom ons groei. Dis maandagooggend by die werk. Aldien stap met haar koffiebeker by Chris se lesenaar verby en sy lyk duidelik vol gedagtes. Die vorige dag het sy by die kerk die preek gehoor oor daar's expiry date vir alles in die lewe. Expiry date vir alles in die lewe. Wat beteken dit tog? Sy kon die hele nag nie slaap nie. Nie omdat dit haar ontstel het, maar omdat dit haar laat dink het aan alles in haar eie lewe wat dalk by die vervaldatum gekom het. Sy het 'n klomp vrae neergeskryf op haar notaboekie, 25 daarvan om presies te wees. En sy is vasbeslote om vandag antwoorde te kry. Chris, kan ek jou gepla? Ja, Eldien, maar moenie so skree nie hoor. Ja, ek's excited. Ek slaap nog. Ek het nie geslaap nie. Ek kan sien die kring om die oë, jy weet jy gekuier. Nee, ek het actually nie gekuier nie. Jy weet dan ek was gister in die kerk. Ja, maar hoe weet ek wat jy na die kerk gedoen? Nee, ek het huis toe gegaan. Jy's presies met wat? Nee, met my notaboekie en ek het... Jy het nie wakker gebly omrede jy vasgehaak het ergens nie. Nee, hierdie keer is ek onskuldig. Ag, ek is bly Eldien. Hoe help ek jou? Kom, vertel. Wel, toe ek gister se preek gehoor het oor daar is expiry date vir alles, kon ek dit nie uit my kop uitkry nie. Dit het my die hele dag en nag so gepla. Hoekom het jy jou gepla? Wel, ek het hierdie nag gelê en dink aan goed in my lewe wat dalk te lank hou, gewoontes, verhoudings, selfs sekere seer wat ek bly dra. Ek het sommer 'n lys gemaak en kan jy glo 25 vrae net vir jou. Pas my lunchtyd weer in sy... Okay, maar ja, nie is reg. Jammer, Chris. Okay, Eldien, wat ek luister, ek is bly jy was in die kerk gewees en ek is bly regtig, maar dit wys jou net dat die Heilige Gees in jou gepraat het.
En dat hy jou nou nog nuuskierig gemaak het vir nog. Ek het nie Vir so nog aan vra. gedink. En ja, weet jy, en sien jy, dit is hoe jy groei. En weet jy nou weer eens, nee, kyk net hoe belangrik is dit ook gewees om in die gemeenskap van gelowiges te wees. Weet jy, kom ek het 'n ander punt vir jou. Weet jy hoekom is dit belangrik om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees? Ja. Stel jouself voor, jy maak 'n braai. Jy steek vuur aan, jy gaan nou braai. Jy gebruik charcoal, né? Jy sit mos charcoal op alles op een hoopie, sodat hulle saam hitte kan maak en dat hulle saam warm word, né? So as jy nou een van daai kole daar uithaal, een van daai briquettes uithaal, en jy sit hom in 'n hoekie, wat gaan gebeur met hom? Ek het nog nooit gebraai nie, Chris, maar ek raai. Jy het nog nooit vuur gemaak, Eldien. Nee. Jy het nog nooit gekyk hoe maak jy man vuur? Nee. Ek weet net ek gaan lekker eet as ek klaar gebraai het. Okay, maar in elk geval, wat gebeur met daai een wat jy nou uit daai hitte uithaal en jy sit hom een kant neer? Ek neem aan hy gaan dood. Presies. Gaan hy dood? Presies. Maar hoekom? Waar gaan hy hitte vandaan kry? Die ander het hitte. Die ander is nie meer Hulle daar maak nie. mekaar mos warm. Is dit hoe dit werk? Dis hoe dit werk. Dit okay. is hoe dit werk in 'n kerk, in 'n gemeenskap van gelowiges. Wat is 'n kerk met vuur te maak? Dit is met die Heilige Gees se vlam wat daar brand. En hulle steek mekaar aan en saam maak hulle groot vuur. Okay. As jy wegbeweeg, koel jy af en jy gaan dood. Ek het dit besef nie. Ja, net so iets. En daai vuur het ook expiring date. Wat? Ja. Wat bedoel jy daarmee? Maar Jesus kom ons haal. En dan, as hy ons kom haal het? Dan is het nie nodig dat ons vuur op die aarde maak. Dan gaan vir ewig aan daai vuur in die hemel wees. Die Heilige Gees se vlam en vuur, nie? Ja. Nie die duiwel se. Hy gaan nie hemel toe nie. Nee, ek maak net seker dat ons op dieselfde bladsy is. Okay, maar lyk my jy het 'n boek nie 'n bladsy nie. Sorry. Dis reg. Baie gehad om oor te dink. Ja, shame, dis 'n arme vroutjie. Kyk. Maar kom ek help, kom, wat waar, nie kan. Okay, my eerste vraag is: hoekom gee God 'n vervaldatum aan sekere seisoene in ons lewe? Haai Eldien. Wil jy nou die hele tyd in 'n winterseisoen bly? O nee. Wil jy die hele tyd in 'n somerseisoen bly? Dit sal lekker wees. Is dit dan die hitte jou so brand? O nee. Wil jy die hele tyd in jou winderige seisoen wees, waar die wind die rook het jou uitwaai? Ek meen jy kom af van Port Elizabeth af. Jy weet hoe erg is die wind, wil jy die hele tyd daardie wind hê? Nee, ek hou actually nie van dit het ook expiring date. Ja, dis voor, nee. Ja. So, ja, wil jy reg, soos dis hoekom ek sê, dit is hoekom elke seisoen, het 'n tyd. Ons lees mos in Prediker 3 vers 1 sê mos, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Wanneer 'n seisoen verbygaan, beteken dit nie dit was nutteloos nie, hoor. Dit het sy doel vervul. En soms hou ons van ons mos maar nou vas aan ons eie seisoene uit vrees. Met vrees? Ja, want jy is bang vir die, jy is bang om te let go, jy is bang om daai te probeer, jy is bang vir die. En jy is die hele tyd bang. En weet jy net so van bang gepraat, het jy geweet in die Bybel staan 365 keer wat daar sê moenie bang wees nie. Nee? Ja, ek sê vir jou. Dis een vir elke dag. Een vir elke dag van die jaar. Sê die woord vir jou moenie bang wees nie. Sure. Maar jy sien, God laat hulle verbygaan sodat iets niets kan gebeur. As jy 'n saadjie plant, daai saadjie wat jy geplant het, expiring date, asof hy nie meer 'n saadjie gaan wees nie. Hy gaan sou begin ontkiem. En hy gaan groei. Ja. En hy gaan 'n groot boom word. En dan het hy expiring date as iemand op kom afkap. Of groente, as dit 'n groente saadjie is. Kyk hierdie voorbeeld wat ek vir jou ook aan gedink het. Sorry. Kyk nou net daarso. As hy boom nou groei, hy expiring date wat hy gaan afgekap word. Ai, shame. Net so kan jy dit vat in jou eie geestelike lewe. As jy ophou groei, gaan jy stagneer. Ja. En dis wanneer die vyand jou kom afkap. En die Here sê, hy gaan die dooie hout en die dooie, die wat nie vrug dra nie, dan is jy mos dood. Hy gaan dit afkap en hy gaan dit in die vuur gooi. Expiring date. Jy sien, ons Vader, nee, hy bring afsluiting. Nie as 'n straf nie, maar as 'n voorbereiding vir groei. Elke seisoen eindig. Maar onthou, God eindig nooit. Sy teenwoordigheid eindig nooit. Sy liefde
eindig nooit. Is altyd konstant dieselfde. Dis al wat nie 'n expiring date is nie. Terwyl ons praat van 'n boom en alles, nê? Nee, Eldien, ek gaan nie jou boom kom afkap nie. Nee, wag. Ek kan kom snoei. Dis dit mos hoekom 'n mens 'n boom Ek het 'n nommer vir jou hoor, vir wat? vir iemand wat bome snoei. O. Ag, ek het gedog jy kan dit sommer doen. Jy is mos goed met alles. Ek het nie groen vingers nie, sorry Eldien. Ag, sorry dan. Okay, maar wat is vir die moeite werd om te vra? Ja, Eldientjie, jy kan Google ook gevra het. Chris, hoe weet ek wanneer iets in my lewe sy expiry date bereik het? Eldien, ek sal dink wanneer iets jou meer leeg as vol laat voel, hè? En jy voel God se vrede het verdwyn. Dis 'n teken dat dit ge-expire is. Daai entoesiasme wat jy dalk dit mee aangepak het, is verby. Vat so, jy rukkie terug het jy mos 'n game gespeel. Onthou jy? O, ek het lanklaas die game gespeel. Jy sien hoekom. Weet jy hoekom het ek die game gespeel vir die maand wat nou verby is hè? Okay, wag, jy is besig om van die punt af. Nee, wag, ek wil vir jou vra. Weet jy hoekom het ek nie die game gespeel die maand wat nou verby is Jy het verkeerd hè? waar jou foon neergesit het. Nee. Want jy mag nie meer games speel by werk nie. Ja, dit ook, maar Seker dieselfde rede hoekom ek dit nie gedoen het. Wat was jou rede? My rede was hulle het Halloween gepromote. So as jy goedjies wen, dan wen jy goed van Halloween af. En me and my house, we do not do Halloween at all. Maak nie saak of dit 'n game is, maak nie saak of ek by 'n winkel instap wat Halloween goed op special is, ek draai om en ek loop uit. Ek koop nie daar nie, ek wil niks uit te waai met dit nie. Dis presies dieselfde rede hoekom ek nie die game gespeel het nie. Ag, dan is dit pragtig. Maar in elk geval, kyk hoe min speel jy nou. Ja, ek het Wat nou is nie nie meer lus nie, daai excitement is nie meer daar nie, né? Ja. Nou, dis nou net 'n stupid voorbeeld, die game. Ja. Maar so, ook in die lewe, die aantrekking is nie meer daar nie. Dis verby, jy kry nie meer vervulling daardeur nie. En dit is baie keer ook 'n manier wat God vir jou sê, dis tyd om aan te beweeg. O. Jy sien, Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God in julle harte heers. Sien, God se vrede is vir ons 'n kompas. As dit ontbreek, moet jy dit ondersoek, gaan ondersoek en kyk wat is fout daar. Soms hou ons iets lewendig wat God al lankal wil laat rus. Soos 'n dooie boom water gee, hy gaan mos nie groei nie. Dan het sy vervaldatum bereik. Maar wanneer jy gehoorsaam is, sal die Gees jou duidelik wys dat dit tyd is om te laat los en aan te beweeg. Dis soos melk wat verval het. Jy kan sê soos melk wat verval het, reg ja. Want dit smaak nie meer reg nie. Dis hy. Okay. Wat as ek bang is om los te laat omdat ek nie weet wat volgende kom nie? Meeste mense is mos maar bang vir Ek het nou net vir jou gesê in die Bybel staan 365 keer jy moet nie bang wees nie. Ek weet. Maar nog steeds vir Eldien bang wees. Want dis ek. Ek sê jou. Eldientjie. Dis seker maar, dis menslik om bang te wees, hoor. Elke iets wat jy mos nou niets gaan aanpak. Is mos nou weer 'n nuwe belewenis. En jy weet nie wat se uitkoms nie. Dit is die probleem. Ja. Jy weet nie wat lê daar voor en jy weet nie wat gaan die uitkoms wees nie. Dit is hoekom jy al reeds bang is. Want kyk, ons as mense wil ons alles beheer. Ja. Ons wil weet waartoe ons op pad is. Ons wil weet hoe ons daar gaan uitkom. Ons wil weet hoe lank dit ons gaan vat om uit te kom. Byvoorbeeld as jy van hier af Durban toe ry, vakansie gaan. Jy weet wat se pad jy gaan ry. Jy weet hoeveel gaan jou petrol kos. Jy wil dit alles weet. Jy wil nie blindelings daai pad vat nie. Ja. Dit is hoekom 'n mens bang is. Jy weet nie of gaan jy die storm jou vang op die pad nie. Jy weet nie of gaan jy gehijack word nie. Jy weet nie of gaan jy papier kry nie. Verstaan jy? Maar dit is wanneer ons geloof het. Geloof in ons die Here. Ons vertrou ons op hom. Hy sal ons nie ergens inlei wat ons nie kan hanteer nie. Dis soos Petrus. Toe hy vir Jesus gesê het, as dit regtig U is, sê vir my om op die water te kom. Ja. Loop na U toe. Toe sê hy, kom Petrus, en wat gebeur? Toe Petrus sy oë van Jesus afval, toe begin hy sink. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het Hy hom het hom gegryp. dadelik gegryp en ek sê, o ongelowige. Ja. Dit is presies hoe ons maak. As dit goed gaan soms, nee, dan is ons reg, ons hou ons oë op die Here, maar partykeer as hy dwarrelwind kom,
Hy wil jou van 'n koers afstoot. Dit is asof ons oog wegvat van die Here af en ons wil self probeer om hierdie probleempie uit te sorteer. Want as jy kon uitgesorteer kry nie en dan hou ons oog van die Here af en dan begin ons sink. Soos ek baie doen. Ons is almal mens, maar Psalm 56 vers 4 sê, op God vertrou ek sal nie vrees nie. Dit is koning Dawid se woorde. So wanneer jy loslaat, so jy laat los nou van dit wat jy moet los, want wat sy expiring date gebereik het. En jy maak plek vir God se plan. Jy sien, God kan nie jou hand vir jou vashou en jou seën as jy nog steeds op die ou ding vashou. En daar is nie, want hy wil nie daar heen nie. Hy jy wil klaar daardeur, hy weet wanneer is dit tyd om aan te beweeg. Jy sien, daar moet jy vertrou. En dan weet jy wat, sê vir jou, ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie weet hoe. Die een wat die heelal geskep het. Sien, God werk altyd beter planne uit as wat ons ooit sal aandink. 'n Pad sal hy vir jou maak in die woestyn. Berge sal hy vir jou verskuif. Ons moet net glo. So, dis mooi woorde, né? Wat as dit gaan oor 'n vriendskap wat nie meer gesond is nie? Aldien soms eindig God sekere verhoudings omdat hy dalk julle nie weer by mekaar wil sien nie, of die een is 'n negatiewe invloed op die ander een, of julle saam is negatief vir mekaar. Julle stoot mekaar in die panarrie in. En uit mekaar uit groei julle meer in die Here. Maar saam breek julle alles wat goed en mooi is af. Dan begin die Here julle split. Want op julle eie paaie moet julle volg om so by die Here uit te kom. Okay. En beter te groei. Spreuke 13 vers 20. Wag, ek wil iets vra. Kan dit soos in 'n byvoorbeeld in 'n huwelik ook gebeur? Natuurlik. So daai toe eintlik moes hulle nie getrou het nie. Ek vra maar net. Dit is 'n moeilike een, dit is kompliseer, want onthou God haat egskeidings. Ek weet, dis hoekom ek nou wonder. En ja, ek weet nie, dit is mos nie God se wil dat mense moet skei. Ek weet, maar ek weet nie, daai is 'n ons kan dit later gesels oor die huwelik. Ja, want ek sê God haat egskeidings. Hy wil nie hê mense moet skei nie. Nee, ek verstaan dit. Ek het net gewonder as twee mense nie goed is vir mekaar nie, soos jy nou verduidelik het, en hulle is getroud en hulle breek mekaar af en al sulke dinge. En God hou nog steeds van egskeidings. Dit is al wat ek vir jou kan sê. Okay. Ek kan nie God se woord verander nie. So ons kan een of ander tyd daaroor praat. Ja. Maar ek het eers hierdie klomp 25 vrae wat ek jou wil vra. Maar wat ek nou vir jou wou gesê het van hierdie punt wat jy gemaak het, Spreuke 13 vers 20 sê. Hy wat met wyse mense omgaan word wys. Maar 'n metgesel van dwaase sal vergaan. So jy sien selfs soos yster slyp yster. Dit is hoekom ek vir jou sê, God weet saam met die persoon of daai persoon gaan jy nie geestelik groei nie. Want julle gaan eerder in die borrelstore inloop of in die pubs gaan sit of iets in daai lyn. En dis wat julle doen. Nou het jy daai vriendskap gelos en nou gaan jy meer kerk toe. Jy het nou ander mense ontmoet. Jy is besig om te groei. Kyk hoe nuuskierig gesê en dit is wat God wil hê. Kyk hoe groei jy nou. Okay. So ja, God snoei jou uitmekaar uit. En hy's lief vir albei. En dan kan jy weet jy gaan sien begin julle albei vrug dra. En dan as God besluit om julle bymekaar te sit weer, dan gaan julle sê, "Jesus, maar ons was dan lekker stupid." Ja, want altyd van julle het nou gegroei. Ja, en dan begin die nuwe seisoen wat ons almagtige Vader vir jou beplan het. Okay. So, Chris, wat as dit by my werk is wat ek dalk al die tyd gehad het wat die tyd verby is? Aldien, werk is belangrik soos almal weet. Ek meen as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Nee, ek weet, maar sê net maar by my. Maar die werk is nie jou identiteit nie, né? Ja. Kolossense 3 vers 23 herinner ons. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. So wanneer God 'n nuwe rigting wys, beteken dit hy het 'n groter doel. Your time is up there. Dis tyd om aan te beweeg. Soms moet jy 'n deur agter jou toemaak om 'n ander oop te sien. Jy sien, Vader weet wanneer jy klaar geleer het wat jy moes leer en dit is vir jou tyd om te beweeg. En geloof beteken om die vervaldatum van gemak te aanvaar sodat jy groei kan beleef. Sure.
Hoekom laat God toe dat pynlike dinge eindig? Byvoorbeeld, soos ek nou net vir jou gevra het, ek het nou net besef ek het dit neergeskryf nie. Ek het so baie vrae neergeskryf. Soos 'n huwelik of 'n droom. Hoekom laat God Toe dat pynlike dinge eindig, soos 'n huwelik of 'n droom. soos ek nou weer eens vir jou gesê het, Ek weet ons gaan later daaroor praat, maar ek het dit nou dit weer is nie God neergeskryf. se wil of se plan dat enige iemand moet skyn nie. Dis die vyand wat indring maak daar. Dit is nie Ja. God nie, okay? Okay. So pynlike dinge, hoekom maak 'n einde daaraan? Wil jy dan Ja. die hele tyd moet pyn loop? Nee, Nou, wil jy hê God, dan is jy mos nou klaar gesnoei. Want onthou terwyl jy daar in daai pyn was en dan daai lyding, né? Dan is God besig om jou te snoei. in daai Jy tyd is wat besig ek om te so leer. in daai tyd wat ek so deur sulke moeilike tyd gaan. Yes, en dan is jy besig om nader aan God te beweeg, openlik, Ja, om meer te vertrou, ja. meer woord te lees, meer saamgelowiges te wees, meer te bid, meer te vertrou, meer geloof te en so voort Meer en op so jou voort. knieë te gaan, meer kerk toe te gaan, meer Ja, bid hier by te woon. en bly glo en bly glo. En dan haal jy jou uit daai pyn uit. En dan hoe haal jy jou uit? Hoe gaan jy daar uit? Kyk hoe voel jy? Wow, kyk hierdie nuwe wêreld wat ek nou in is. Het jou klaar gesnoei. Die pyn is verby. Die lyding is verby. Kyk die lyding wat Jesus fisies moes deurgegaan het. En kyk wat sy beloftes daar vir ons oor wat hy vir ons gedoen het. Sjoe, dis 'n mooi boodskap, Chris. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Jy sien, uit 'n slegte ding kan God iets goeds laat gebeur. Oei. Kyk nou, weer eens gaan ek jou gebruik as 'n voorbeeld. As jy nie daai slegte verhouding gelos het, by vriendskap nie, waar sou jy nou gewees het? Jy sou nou ergens agter jou lesenaar gesit het met 'n klomp chappies in jou mond, oop bloedrooi. Ja, En sjoe. kyk wat doen jy nou? Jy's nuuskierig oor God. Jy's nuuskierig oor hy woord. Jy's honger vir dit. Ja, dis waar, né? So, dink jy dis verkeerd om hartseer te wees oor iets wat verby is? Nee, glad nie, dis mos menslik. Ek meen, selfs Jesus het geween oor Lazarus. Maar ja, Jesus het weer vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan, hè? Johannes 11 vers 35 sê ons, Jesus het geween. God gee vir ons ruimte vir hom. Want deur trane genees hy en elke druppel, elke traan wat ons stort hier, word in die hemel opgeneem. Hartseer beteken jy het lief gehad. Maar hy wil nie hê jy moet in die rou bly woon nie, hoor. Hy wil jou daar uitlei. Trane plaas saad van nuwe vreugde. Sjoe, trane plant saad vir nuwe vreugde. Ja. Dis sulke mooi woorde. Dis Okay, nie my woorde nie. maar waar kom dit vandaan? Psalm 126 vers 5. Ja, dis regtig mooi woorde. Ek moet daai bietjie op my app highlight. Ag, hoep. Wat? Hoe highlight jy ding op 'n app? Natuurlik, jy kan. Jy klik op die versie en dan kies jy wat ek hier highlight wil hê. Okay. Dis werk nogal Jy is lekker. al so ver gevorderd met die ding. Ja, ek Maar het kyk, sien jy nou net hoe wonderlik is dit, hè? As jy die Bybel lees. ja. Kyk wat so mooi woorde en mooi beloftes en alles is daar in die Bybel vir jou. Dis hoekom ek sê dis God se liefdesbrief van ons. O, dis jou naam wat jy nou weer gebruik vir dit. Vir die Bybel. sien jy? God se liefdes. Sien dan net daar, jy het eers weer 'n mooi woorde staan daar. Nee. Dis hoekom is so belangrik is om Bybel te lees. Dis skieurig te wees vir wat daar aangaan. Ja. En te hoor wat God se beloftes is. Dit is so amazing, weet jy? Ons het regtig 'n asemrowende God wat ons aanbid. Ek meen, kyk sien jouself in as hierdie klein spatseltjie op die aarde. Klein, man, just see. En nou stel jy voor, probeer dink hoe groot is God wat alles gemaak het, die hele aarde. Ek meen, jy kan nie eers oor die see sien nie. Dis soos 'n Nee. druppeltjie water. Of kleiner. Ja, nog kleiner, korreltjie sand. Nee, Ja. maar God het vat tyd om met hom met ons te bemoei, om by ons te wil kom kuier, by ons te wil wees, die almagtige God. Wat doen mense soms? Draai jou rug op hom. Wil niks van hom weet nie. Maak of hy nie bestaan nie. Terwyl Gaan jy almal hierdie wêreldsliste en dinge. terwyl jy daarvan praat, ek het gisterand so 'n ding op YouTube gekyk. Dis was baie hartseer geweest actually.
Ek het nie eens klaar gekyk nie. Ek het aan die slaap geraak, maar so ek het bietjie geslaap. In elk geval, maar ek het hierdie gekyk op YouTube nie. Dit was 4 mense wat sê hulle sataniste, en dan was daar 5 mense op hierdie paneel wat Christene was. En die Christene het God verdedig en die sataniste het teen God gepraat. Dit is nou wat ons vir julle is. Ja, maar dit was so hartseer geweest, al die dinge wat hulle gesê het, en dis wat vir my die ergste was, daai mense lyk na normale mense. Hulle lyk Ons almal is normale mense. Ons is almal God se skepping. Maar die duiwel het soveel krag dat hy mense deceive. Dis die probleem. Wat ons moet doen is ons moet bid vir daai mense. Ja, dit Bid was vir so hulle, hartseer. want dit is nog steeds God se skepsels. So ek moet nie vir hulle kwaad wees of ietsie. Dit is mos nie hulle skuld nie, dis die verleier. Onthou net ook, dit is God ook wat jou eie wil gee. Hulle wil dit doen. Hulle het nogal 'n vraag gevra daarso, en die vraag was gewees, het jy meer vryheid as 'n Christen of meer as 'n satanis? Ons as Christene het ons vryheid. Ja, dit is wat ek gedink Maar het. weet jy, ons het vrede in ons vryheid. Ja. Maar ook weet jy, ek sê gelyk het om vir hulle een vraag te vra, Ja. of 'n stelling te maak. Sê maar wat hulle aan glo en goeders, nê, is verkeerd. Of wag, laat ek dit gou anders stel. Sê maar wat hulle aan glo en goeders, nê, is reg. So wat het hulle om te verloor? Niks. En dan is hulle mos reg. Dan lewe hulle mos so lekker en al daai En goeders. ons, ja. Maar sê maar wat ons aan glo is reg. Wat dan? Wie verloor op jou einde? Nie ons nie. Seker nie ons nie. Ja. What have you got to lose to believe? And what have you got to lose not to believe? Alles. Ewige lewe. En daai feesmaal waarvan jy elke keer so praat. Ja. Ek weet jy sien heavy uit na dit. Ja. Dis gaan asemrowend wees. Ek is seker jou vrou se kos gaan nie naaste by daarby kom nie. Verseker nie. Ek sê dan vir jou, top chef in hierdie wêreld se kos gaan nie dan naby kom. Ek kan sien jou maagie het bietjie groter geraak. Luister hierso, as jy hier om met my goed te kyk of van my klere dra. Nee, ek sê maar net. Dis die waspoeier wat my vrou gebruik. Dit laat my klere krimp. Okay. So Chris, hoe kan ek vrede vind met dinge wat ek nie kan verander nie? Let go and let God. Jy sê baie keer so, ja. Aanvaar dat God se wysheid altyd groter is as ons. God sê mos in Jesaja 55 vers 8, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. So soms moet jy sê, ek verstaan nie, maar ek vertrou. Weereens geloof. Weereens. Jy sien, al die pogings om alles te beheer steel jou vrede. Wanneer jy oorgee, kom jou siel tot rus. Want vrede begin weer werk waar weerstand eindig. Let go and let God. Is vrede nie een van die vrugte van die gees nie? Nie vrugte nie, vrug. Nee, ja, is nie vrugte nie. Hoekom nou weer nie? Want dit is een vrug van die gees. Die gees het nie vrugte gebring nie. Hy het vir die vrug gebring. En jy moet eintlik alles hê. Dis korrek. Wat sit nou weer? Liefde onthou ek darm. Liefde, vrede, vreugde, sagmoedigheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. Waar staan dit nou weer in die Bybel? 10 Galasiërs. Waar is dit nou weer? In die Ou Testament? In die Bybel. Is in die Ou Testament? In die Nuwe Testament. Ek wonder wanneer gaan ek na die Bybelboeke leer ken? Ja, blaai met deur jou Bybel loop op die app gaan kyk. Wag, weet jy wat? Nou dat ek aan iets gedink het, nê. Ek onthou laas toe ek met Aubrey gepraat het, toe sê hy vir my Professor Aubrey vir jou? Professor. O ja, dis mos nie 'n gewone, dis 'n professor. Korrek. Ek is jammer. Laas toe ek met die professor gepraat het, het hy vir my gesê hy dink ek is slim genoeg om deur WACS te studeer. Ek het al lank op vir jou gesê. Ja, maar ek het nog nie besluit wat ek wil doen nie. Bid daaroor. Okay. Maar leer mens van die Bybel daarin? Ja. Jou heel eerste kursus gaan wees oor die Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament. In een vak? Ja.
Jy kan dit een vak maak as jy wil, maar dit is 2 vakke, Ou Testament, Nuwe Testament. So die Ou Testament is een vak en die Nuwe Testament is 'n tweede vak. Ja, Eldientjie. Maar moet ek die hele Bybel leer ken? Eldientjie, Ja. skryf in en vind uit. By- Ek moet vir jou nuuskierig maak, want dan gaan jy dit doen. As jy nuuskierig maak, as ek vir jou alles sê, gaan jy dit nie doen nie. Is dit daar by wax.co.za? Dis by wax.co.za of is by Chris Boysen. O, wag. Jy het laas vir my jou e-mailadres gegee vir die studente. Dis jesuscentedrevival.pe@gmail.com. Ai, jy kan Ek onthou onthou. dit. jesuscentedrevival.pe@gmail.com. Dis 'n lekker e-mailadres. Wie antwoord daai e-mailadres? Wie lees die e-mails? Die baas. Wie's dit? Ek. O, jene. So keer jy die mense goed as hulle wil goed studeer of wat? Nee, professor Aubrey doen dit. Maar bedoel, hulle moet seker deur jou werk. Nee, ek Het jy weet nie nie- hulle. Ek just nie, ek Ek bedoel stuur al die goed daarna hulle toe want hulle is dit hoofkantoor. is wat ek bedoel, dat die mense wat wil studeer. Ja, en hulle slaan die gitaar. Okay. En so het jy 'n satellietskool of wat? Ja, ek het een Eldien. Okay. Die baie studente. Ja, ek het so 'n paar online studente, so jy kan online ook skryf. Jy het nie nodig om klas te loop en al daai dinge nie. Dit is baie gerieflik en baie veiliger. Ek meen ons almal werk. Ja, so jy het Almal nodig dinge. om petrol te spaar en Jy het nie En hoe- nodig om petrol te spaar. ag, petrol te gebruik hê. En hoe lank het jy tyd om jou vakke te doen? 'n jaar. 'n jaar. So expiry date en ons Daar's praat ook expiring dates, ja. terwyl ons van expiry date praat, wat is 'n expiry date? Eldien, skryf in, dan vind ons uit. Toe, want ek weet nog nie wat se vak jy wil doen nie. Wat ever jy wil doen, dan kan ek vir jou die hele alles gee en dan werk ons dit van daar af. Okay? Ja, dink jy ek sal 'n pastoor kan raak? Nou komment. Ek vra maar net. Ek sê net nou komment. So hopelik is dit iets goeds dan. Okay. Wat as ek voel dat ek Eldien, Ja, 'n mens raak nie 'n pastoor. nou wat dan? Jy word geroep om een te wees. O, En dis nie ek wat op die straathoek staan en roep nie. nou hoe dan? God roep jou. Okay, So hy ek het kan my nie vir jou sê ja, jy kan. hy jy het my nie geroep as vir hy dit jou nie. roep, wag, moenie 'n fout maak nie. God werk op snaakse maniere. Okay. Maar wat as ek voel ek het self die vervaldatum veroorsaak deur my eie foute of my sonde, sulke tipe dinge. Altyd dis maklik. Onthou God is groter as jou mislukkings. Mm. Hy werk selfs deur jou foute om sy plan te voltooi. Ek het jou mos gesê, die uiteinde maak nie saak wat dit of iets skeef geloop het of iets nie. Mm. Hy gebruik dit altyd as 'n oorwinning of vir 'n oorwinning, vir iets moois kom daar uit. Okay. Romeine 8 vers 1 sê daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Sien as jy berou het, is jy vry. God se genade maak ons alles nuut wat verkeerd geloop het. Soms gebruik hy ons jou foute in jou lesse om ander ook te help. Die Here kanselleer nie jou roeping oor jou foute nie. Hy skryf dit met genade. Terwyl ons nou praat van dinge wat verkeerd geloop het en soos nou ons sonde nê. Ek onthou jy het vir my een van die tyd gesê van in die ou tyd het hulle met diere geoffer en iets. Ja, of vir hulle sonde offers. Ja, en toe het jy iets gesê van iets van bedek. Ek is nie seker Hulle nie. die ou tyd het hulle diere goed geoffer om hulle sondes te bedek Ja, voor God. ja. Maar Jesus het gekom om sondes weg te was met sy bloed. So is dit dieselfde nie. Glad nie. Maar dis mos 'n verskil tussen bedek en wegwas. Okay. So maar hoekom kon iemand anders nie vir ons sondes gesterf het nie? Want niemand anders was sonder sonde nie. Hy was die enigste vleklose lam, seun van God. So hy was 'n mens en hy was God Ja, en hy was sonder sonde. ja. 3 goed. Ja. Sjoe, ek is net een van daai 3. Wat een is jy? Ek is 'n mens. Goed, is dan iets. Dankie tog. Okay, so wat as ek iets laat gaan het, maar ek bly terugverlang daarna. Jy weet, Aldien is natuurlik om verlange te voel, maar moenie vasval en stil sit en daar sit en krepeer en stagneer nie.
Filippense 3 vers 13 tot 14 sê, ek vergeet wat agter is en ek strek my uit wat na voor is. God vra dat jy vorentoe kyk, nie agtertoe nie. Onthou, ek dink ek het al vir jou 'n voorbeeld gegee van, as jy in jou motorkar ry, jou triespieltjie, Ja, hoekom is hy so klein? ek kan nie onthou wat jy gesê het Want nie. jy kyk mos agter, dis jou verlede, en Ja. jou windskerm is so groot. Ja. Dis jou toekoms, want jy kyk. Is dit terugkyk. dieselfde wat jy vir my gesê het van die fishing? Die Nee, dit is boot- wat God met jou sondes maak. O, dis nie dieselfde nie. Nee, Maar dis ook my verlede. Collie. Ek Eldien, verstaan dit nie lekker nie. Ja, as God jou sondes vergewe, ja, gooi dit in die see, ja. Okay. Ja, en dan sit 'n bordjie op no fishing, ja, okay? ja. Jy moet ook nie daaraan terugdink nie. Dis hoekom die triespieltjie Jy gekry wou op terugkyk. Okay. Okay, nou, so die twee is soort van verbind. Ja, soort van dieselfde. Okay. En dan moet ek vorentoe kyk op my toekoms en om te fokus op die pad wat God Okay, vir my... hoe gaan jy vooruit ry met jou kar as jy die hele tyd terugkyk? Nee, ek weet nie. Presies. So Hoe dis- gaan jy groei as jy die hele tyd terugkyk? So dis hoekom God dinge met mense laat gebeur. Ja, hy leer jou lesse. Ja. Hy maak jou slim, hy maak jou wys. Kom Okay. heel daar uit, wees bly. Ja, ek dink daar's al 'n paar keer in my lewe wat ek dankbaar is dat ek heel uitgekom het uit situasies uit. Soos byvoorbeeld, partykeer wat ek huis toe gery het en ek eers weet hoe ek by die huis gekom het. Dis scary, ja. Ja. Ek is dankbaar dat God my aan lewe gehou het, dat ek nog steeds hier is vandag. Anders het ek nie vandag nie met jou gesin gesels nie. Ja, dis so 'n tamaletjie gewees het, né? Sou jy hartseer gewees daaroor? Ag, Eldien. As jy nou aan die verkeerde plek toe gegaan het, sou ek ja. Ja. Maar ten minste het ek nou nog 'n kans, nê? Vertel my net gou, dis nou nie wat ek nou vir my vraag is wat ek hier neergeskryf het nie, of miskien is dit nog wat kom. Maar ek wil vir jou nou ietsie vra. As dit my expiry date op aarde is, nê? Weet sy ek in 'n ongeluk doodgaan of in 'n siekte doodgaan of Okay. wat ook al, of ek doodgaan en of ek vermoor word, wat ook al, en of dit die wederkoms is en Jesus kom my haal en my lewe was nie reg gewees nie. Okay, wat jy wil die eerste bespreek? Ook die eerste een eerste. Wanneer jy doodgaan. Ja, Jou lewe was reg, ja. hel toe. Sonder enige, Daar's nie hom en haar nie, jy het mos 'n kans gehad. Ek het dit mos al gepreek ook. Daar's nie nog 'n kans vir jou nie. Jy gaan hel toe. so en nou, so ek kan nie vir God dan om vergifnis vra nie. Expiring date het aangebreek. Okay, en dan? En dan gaan jy hel toe. So, as ek nie die hemel maak en ek is dood op aarde omdat ek nie betyds besluit het om my lewe te verander nie, dan gaan ek hel toe. Korrek. En daar's niks wat ek aan kan doen nie. Niks. Net huil. Ek dink nie hel gaan help En nie. jy gaan kners op jou tande. Dink nie hel gaan help nie. Jy gaan huil en jy gaan kners op jou tande want jy gaan in die hel brand. Staan in die Bybel. So, okay, as dit so is nê, hoekom is daar nie meer mense wat dit besef nie? Hulle wil nie, omdat God gee elke mens sy eie wil. Of jy dit wil glo, of jy dit wil aanvaar, it's up to you. Maak God se hart seer, dat hy sy enigste seun gegee het om deur al daardie goeters te gaan, om ons te red, maar die mense wil hom steeds nie aanvaar. Breek sy hart, maar is nog steeds jou eie wil. God sal nie daar kom interrupt nie. Jou keuse, heaven or hell. Okay, so ja, so dan is dit my expiry date op aarde is in die sin van ek moet nou doodgaan en ek is nie gered nie, dan is my expiry date vir ewig by hom in die hemel te gekom het. Korrek. Okay, in die tweede geval, as dit die wederkoms Wegraping is, ja. dan, O ja, sorry, ek het verkeerd gepraat. as die wegraping is, dan word almal wat in Jesus is, weggeraap sy kerk. Hy kom ons al. Ons gaan in die hemel opgaan, soos hy. Jy praat van ons asof ek sommer outomaties gaan. Het jy Jesus al aangeneem as jy verlosser en zaligmaker? Ja, jy het jy jou my- sondes bely? Ja, jy het my Sê jy gehelp dat hy die daarmee. seun van God is?
Ja, Bely jy dit met jou mond, glo jy dit met jou hart, ja, leef jy vir hom. ja, meeste van die tyd. Onthou net, ons is nog steeds in ons sonnige natuur, ons doen ons bes, ons vra vergifnis. Ja. So ek kan nog Maar steeds ons sonde toeter doen. nie altyd aan voort met dieselfde sondes. En as ek die hele tyd dieselfde sonde doen en ek vra vir God die hele tyd om vergifnis vir dieselfde ding. Ja, hy gaan jou vergewe omdat jy 'n kind van hom. Ja. Maar jy moet probeer ophou. En as dit moeilik is, Niks wat die moeite werd is maklik nie. nogal toevallig het iemand dit vir my ook gesê hierdie week. Hulle het vir my gevra of gesê, wat was Die dit week nou het dan weer nou begin. Okay, die naweek. Wanneer was dit? Wat was dit gewees? O, dit was iemand wat dit was nogal iemand wat vir my gevra het, hoekom is dit so moeilik om 'n Christen te wees? Dit is nie moeilik nie. Dit is wat ek gesê het. Dit is moeilik om nie aan die aarde verbond te raak nie. Ja, dit is moeilik om al daardie verslawings en laste en goeders agter te laat. Dit is moeilik. Mense kom nie net daardeur nie. Ek meen as jy vat na kom ons kyk of mense wat drank misbruik, dwelms misbruik, 'n verslawing het. Dis nie vir hulle maklik om daar uit te kom nie. Dis hoekom daar soveel baie rehab centers en goed is. So dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik. Okay. So en weet jy wat het ek vir die vrou gesê, nê? Ek het vir haar gesê dat jy vir my gesê het dat niks wat die moeite werd is. Wat? Nee, hoe? Niks vir die moeite werd is maklik nie. Ja, en dit is die moeite werd om vir dit te wag. Ja, Ja, dat hierdie moeilike tyd verbygaan wat jy sien as moeilik vir jou en jy wag vir die beter dinge wat die Here vir jou gaan gee in jou lewe. dan sien jy dit as jy groei. Ja. En onthou gou 'n ander ding wat ek gou vir jou wil sê, ongesien op hierdie punt is. Jy kry aanvalle. Dit is wanneer jy nou sukkel, wanneer jy struikel, wanneer jy val, jy kry aanvalle. Onthou net een ding, hoe meer aanvalle jy kry, hoe nader is jy besig om aan God te beweeg. Want die vyand sien waartoe jy op pad is. Hy sien jou die eindproduk. En hy wil nie hê jy moet daar uitkom nie. Dis hoekom hy jou so kiehalter en gooi en trip en probeer jou onderhou die heeltyd. So in jou hart wanneer jy deur daai gaan, in jou hart sê net haleluja, amen. Prys die Here. Want jy weet jy's nader om hom te beweeg en die vyand kan dit nie hanteer. Ek net gesê ek moet lofliedere ook sing. Is dit so? Ja. Hoekom? Want dan maak die duiwel kwaad en jy gee God die eer. Hy moet dan hoor jy behoort nie aan hom nie. Jy behoort aan God en God het ons beloof hy sal jou daardeur vat. Okay. En wat het jy gesê van die duiwel se toekoms? Ek kan onthou net my laaste iets gesê van dit ook. As hy jou wil herinner aan jou verlede, dan herinner jy hom aan sy toekoms. O, ek is gestak aan die verlede vandag, né? Nee wie. Van my expiring dates. Ja, ek is bekommerd oor dit. Moenie wees nie. Ek persoonlik kan nie wag dat hierdie expiring date van my moet aanbreek op die aarde nie. Hoekom? Gee ek jou so baie grief? Nee. Wil jy nie vir ewig saam met jou herder gaan leef nie? Ja. In die hemel? Sê my Chris. Waar geen hartseer of pyn of enigiets meer is nie? Ja. Wow. So, sê gou vir my iets, né? Wat het jy gesê ek dink Paulus het ons gesê, né? Jy's mos nou so goed met 'n F nou. Ja. Lees gou vir my Filippense 1 vers. Ja, wag, ek wil dit eers kry. Ek gaan Filippense, waar is Filippense nou? O, wag, hier is dit. Filippense. Okay, weet jy Filippense 1? Ja. Dan gaan soek vir my vers 21. Vers 21. O, mens moet maar baie ver afskrol. Hier is dit. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Wat beteken dit? Want as hy op hierdie aarde is, lewe vir die Here. Ja. En wanneer hy sterf, is dit wins, want dan is jy altyd by God. Jou werk is verby. O. Jy kry jou krone. Ja, dis wat ek wou gevra het van krone. Gaan ons almal krone kry? Ja en nee. Wat beteken dit? Aldien, daai is regtig ook weer 'n gesprek vir 'n ander tyd. Ons het altyd gesprekke vir ander dae. Jy moet notas maak. Ja. Aldien. Mag ek nog vers 22 ook lees? Okay. Dit sê hierso, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Dit is regtig nogal mooi. Maar dan staan in vers 24, maar om in die vlees te bly is nodiger
om julle ontwil. Dit is wat hy nou seker vir die Filippense geskryf het. vir hulle wil om hulle Sodat nog te hulle- leer en om hulle te bekeer, om hulle te leer van Jesus en Okay. dit is hoekom. Want hy was so lief vir mense. Hy wil soveel as moontlik mense laat glo in God en Jesus. Ja. Wat was Ja. hy versie wat jy net vir my gegee het wat so mooi was? Mag ek Met 'n dit Psalm. Ja, ek wil dit net gou kry want ek het dit neergeskryf. Ek het net Was dit soek nie Psalm 126 nie? en dit Vers is 5. Laat ek dit gou soek hierso. Bestel ons psalms nou weer. In die middel van die Bybel. Beteken dit is in die Ou of die Nuwe Testament? Uit tog. Ek vra maar net. Ou Testament. Ou Testament. Jy ken darm maar jou Bybel net, Chris. Probeer. Ja. Wat sê Psalm 126? Vers 5. Psalm 126 vers 5. Dis 'n kort psalm. Ek gaan hom sommer heeltemal lees vir jou. Lyk nou baie mooi. 'n Oes van vreugde uit die trane saad. 'n Bedevaartslied tot die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Dis 'n mooi versie, né? Baie. Nou dinkie, ek sien jy het baie vrae nog, maar ek moet ongelukkig gaan. Kan ek nog een vraag vra asseblief? My lot. Okay. Maar dan kan ek daarom hierdie bladsy doodtrek want dit is 'n klomp hierdie bladsy. Okay, dinkie. Okay. Ek weet lunch is ook alweer amper om. Ek sê wel net geweet, hoe weet ek of iets 'n vervaldatum dalk nog nie bereik is nie, dat ek net te gou opgee nie? Goeie vraag, dinkie. Sien, soms wil God hê ons moet volhard en nie opgee nie. Galasiërs 6 vers 9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai. As ons iets nog geestelik vrug dra, is dit nie verby nie. Maar as dit nie net leegheid en spanning bring, moet jy bid vir leiding. God se tydsberekening is perfek. Onthou dit altyd. Hy wys jou deur vrede en onrus. En dan bid, Here, wys my of ek moet volhard of laat gaan. So ek kan bid daaroor. Sal vir jou natuurlik oor alles bid. Jy moet God deel maak van jou hele leefwyse. Of dit Enige klein vraagie, enige klein situasie, enige iets. Maak God deel van alles. Hy wil deel wees van alles. So kan ek met hom praat as ek in die kar werk toe ry of huis toe ry? So ek hoef nie te wag tot ek net te gaan bid nie of vanaand nie. Nee. Okay. Chris, baie dankie. Kan ek weet dis nou nie eintlik normaal om weer in die middel van die week te sien nie, maar kan ek jou asseblief môre weer kom sien? Hierdie vrou, ek gaan vanaand weer nie slaap nie want ek het nou net halfse van my vrou. Dis alles reg. Is seker? Ja nee, is geen probleem nie. Okay. Gaan jy nou weer al die broodjies huis toe vat? Nee, ek gee gewoonlik vir mense langs die pad. Wat sê jou vrou? Sy weet nie. Sy hoef net, my vrou moet net alles eet, sy hoef nie alles te weet. Okay. Okay, dinkie. Ek moet spat. Sorry, ek was nou al klaar weer verlaat vir my volgende afspraak. Okay. Maar voor die hardloop, Ja. sluit dit af. Okay. Sluit die OL dien. Al twee, nie net een nie. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Here, dankie en dankie. Dankie vir hierdie kuier. Dankie vir hierdie nuuskierige sessie vir ons. Dankie Here dat U op so 'n wonderbaarlike manier met ons praat deur U woord, deur U mense, deur die natuur. Here, maar help ons om te hoor dat ons ingestel wees op U stem, U leiding. En o God, dankie. Dankie dat U deel wil wees van elke ding in ons lewens. Vader, dankie dat ons U kinders kan wees. Amen. Amen. Dat is Eldien Baai. Totsiens. Al vriende, ek hoop julle het net so lekker gekuier soos ons. En ja, my nommer is 083 232 2442. Ag, laat weet gerus van julle asseblief. Kan ek my nommer ook weer gee asseblief? Jy mag, dan vergeet jy hom. O ja, 082 92 49 458. En dan wil ek net sê, ons YouTube kanaal JC Administration het regtig pragtige preke op
van professor Aubrey, van pastoor Chris, van pastoor Callie van Heerden en daar's 'n hele paar nuwe shorts opgelaai en van pastoor, ek bedoel Dr. Pieter Boysen. So as ek julle is, gaan kyk, luister ek regtig na ons YouTube kanaal. Al daai boodskappe is regtig pragtig en daar's iets vir elke geleentheid. Wel sy vriende, ek hoop julle dit geniet. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.